Vader, baie dankie dat ons weet dat U vir ons gebore is. Here, dankie dat ons weet dat U die God is wat lewendig is. Here, dankie vir dit wat U vir ons kom doen het oor die 2000 jaar terug, Here Jesus, wat U bereid was om die prys te kom betaal vir elkeen van ons. Here, ek bid vanoggend net, Here, dat U heerlikheid vanoggend in ons harte sal kom leef, Here, in hierdie tyd, en dat ons regtig ontmoeting met U sal hê in hierdie tyd, en sal weet dat U God is. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die genade en die liefde, Here. Here, seën ons vanoggend, seën ons diens verder, Here Jesus, die woord, Here, dat dit nie vanoggend my woord sal wees, maar U woord, Here Jesus. Papa Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het, Here, om in die teenwoordigheid te kan kom, Here, op hierdie besonderse dag, waar ons die geboorte van U redder en skepper vier, Here Jesus. Dankie Vader vir hierdie dag, dat ons hier kan staan en in U teenwoordigheid kom, Here. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil volgende met julle iets share wat die Here op my hart gelê het, en ons gaan nou, wat ek gehoor, gaan die liedjie waarop ek my woord baseer basies as die nagmaals song ook speel of lied speel. En my vraag aan jou vandag is of ek kyk na ons opkoms vanoggend en ek dink daarin ek besef eintlik wat daar's 2 dae in die jaar as ek dit nou kan uitlig. Kersfees of Christusfees en Paasfees is die 2 dae of 3 dae, en Paasfees is Vrydag en is die tyd wat jy in die kerk moet wees. Dis die tyd waar jy Jesus moet kom soek, dis die tyd wat jy 'n verlange moet hê om naby aan God te wees. Want eerstens het Jesus gebore vir jou en my, en as dit nie gebeur het nie, so ek en jy vandag so vrylik die Here kon dien. Maar weens die feit dat Jesus sy seun gestuur het, is ek en jy vandag gered. En dan die tweede een is Paasfees. Want die Goeie Vrydag is Jesus gekruisig sodat ek en jy weer eens gered kan wees. En die Sondag het hy opgestaan om te wys dat hy die redder is wat alles oorwin het. So wat ek wil sê is vanoggend, jy is op die regte plek, want dit is waar ons moet wees. Ons moet vanoggend in die huis van die Here wees. Ons moet vanoggend hier wees om die Here se naam groot te maak. So, my titel van my boodskap is Maria, het jy geweet? En ek baseer dit op die liedjie wat daar is, Mary Did You Know. Nou hierdie lied het die afgelope tyd met my gesmokkel, as ek dit nou, maar daar is 'n ander woord wat ek kan sê. Ek het oor en oor hierdie woorde geluister, ek het dit gaan lees, ek het dit weer geluister, ek het dit weer gelees, en so het ek aangaan, en toe het ek op die einde besef, miskien is daar iets vir iemand vanoggend. En dit, so ek gaan vanoggend met jou praat oor Maria, het jy geweet, of Mary Did You Know. En ek wil begin in die boek van Lukas 1 vers 26. Het sê, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Julle sal sien, ek het hierdie gedeelte ook Sondag in my preek aangehaal, so dit gaan, ek begin daar, dan gaan ek om nou verder vat. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom sê, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in alle ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord dan, die Heilige Gees sal by jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth het in haar ouderdom ook self ook 'n seun ontvang. En sy was, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in die 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het.
toe die engel van haar weggegaan. En dit het my baie wat dink. Wat as Maria nie besluit het om daar stap te doen nie? Wat as Maria gesê het, en ja, God sê sekerlik iemand anders te kry. Maar hy het nog voor die grondlegging van die aarde het hy actually besef dat daar iemand is met die naam Maria wat gaan so gewild of famous wees in die Bybel of in die geskiedenis dat sy gekies sal word as die moeder van ons redder. Nou, en ek dink selfs in daai oomblik toe sy gesê, Here, ek is tot die beskikking, het sy nog steeds nie eintlik besef wat eintlik van haar wag en wat sy trials en tribulations sy gaan deurgaan, om nie net eerstens haar kind aan die lewe te hou nie, maar ook om hom te gee vir die wêreld. Sy moet hom kom gee vir 'n sondige wêreld, vir mense wat niks voel nie, wat sonde pleeg, wat moord en dood en allerlei verkeerde dinge doen. But yet Jesus and Mary was willing to do that. So Maria het nie begin, soos ek sê, ek glo in my eerlike opinie, dis my opinie, asseblief, Maria het nie begin geweet wat eintlik volwag. Sy het gedink, ek gaan die koning Jesus, gaan ek aan geboorte skink. Dis 'n wonderwerk in die eerste plek wat hier binne my gebeur, want dan, ja nee, sekere dinge het nie plaasgevind, maar ek gaan dit ook nie. En buiten dit, wys dit net hoe groot God se genade is, hoe lief hy jou God het, dat hy alles, en wat so amazing is, in Jesaja 7 word dit gesê, dat die maagd sal swanger raak. En weet jy wat is vir my nog so, nou, dit is iets wat geprofeteer is, maar is te groot om te verstaan. En terwyl hierdie ouens dit eintlik kry, en hierdie skrifgeleerdes en ouens wat eintlik slim is die ouens wat Jesus wil steenig omdat hy al die goed kom verkondig, wil hom nie aanvaar nie, dat is wat hy sê to the world. Want hulle glo in die Ou Testament baie mooi, hulle lees Jesaja, hulle lees al daai goeders, hulle verstaan dit. Maar hulle verstaan nie dat God iets so amazing laat gebeur het, dat Maria swanger geraak het. Maar buiten vir dit, dat sy swanger geraak het sy die seun gebring in die wêreld, wat jou en my redding bewerkstellig het. Sodat ek en jy vanoggend in die kerk kan kom sit. En dis hoekom ek sê, ek en jy is so bevoorreg om vanoggend hier te wees. Ons is so bevoorreg om God se liefde te ervaar. En weet jy wat is altyd vir my so, ek kyk gister eintlik, ek het hierdie kinderlike opgewonde. Daar's 2 tye van die jaar, en nie meer ek verstaan nie hoekom nie, maar elke jaar rondom Kersfees raak ek verskriklik opgewonde. Ek is soos 'n kind, né? Nie meer omdat ek 'n geskenk gaan kry nie. Dit gaan vir my oor dat ek eerder iets vir iemand kan gee. En buiten vir dit, gaan dit oor God het Jesus gestuur en ek is gered. Maar dit, Kerstyd en Paastyd, is ek soos 'n stout kind. Dan kom daar so kinderlike opgewondenheid in my op, wat ek nie vir iemand kan beskryf nie. Dan het ek actually daar geloof in 'n kind. En dit is actually hartseer dat die mense net sekere tye van die jaar actually so beleef, of hoekom ons so is, weet ek nie. Maar dit is dieselfde soos gisteraand, kyk ek na Melanie, want ons vertel van oor Kersfees, en sy sê die opgewondenheid, en sy sien persentjies, en sy daai kinderlike onskuld wat sy gehad het, gisteraand, het my net besef, dis wie ek en jy moet wees. Ons moet so opgewonde wees oor dit wat ons gekry het. En weet jy wat, hoekom moet ons dit net die 25 Desember vier? Hoekom moet ons net Paasfees vier op 'n sekere tyd? Ons moet dit actually elke liewe dag van ons lewe kan vier, want Jesus het vir ons klaar gekom. Hy het klaar die prys betaal, ons is klaar gered, ons is klaar allemaal goed. Yes, dis amazing om dit een keer 'n jaar te doen, maar dit moet eintlik elke dag vir ons Kersfees wees. Dit moet elke dag vir ons Paasfees wees. Ons moet eintlik elke oggend voordat ons opstaan, moet ons eers sê, Here Jesus, dankie dat U vandag vir my gebore is. En tweedens, Here, dankie dat U bereid was
dat die Seun Jesus vir my sondes gaan sterf het aan die kruis. En Here Jesus, baie dankie dat hy opgestaan het uit die dood uit. Because then, I know I am yours. Dis tog ons droom om God se te wees. Ons droom is tog om 'n lewe saam met Jesus te leef. Toe jy jou hart vir die Here gegee, toe kom jy jou hart vir die Here gee. Eerstens miskien was jy bang, jy gaan dood en dan gaan jy hel toe. Maar hopelik was dit nie die hoofrede hoekom jy wil eintlik Jesus volg. Jy wil 'n verhouding met God hê, die redder wat jou gemaak het, die een wat jou geskaap het, die een wat jou tot redding gekom het deur sy Seun Jesus Christus. So vrees het miskien begin, maar hopelik het dit intussen na iets anders te verander wat minder as vrees is. Maar eerder 'n opgewondenheid in jou hart en in jou lewe omdat jy Jesus ken. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het nie 2 keer gedink toe hy aarde toe gekom het. Hy het nie 2 keer gedink toe hy moes gaan sterf aan die kruis nie. Hy het gesê, Here, dat U wil geskied. Papa Vader, dat U wil vir my lewe geskied. Selfs hy het submit onder Jesus. Onder God. Jesus. So dis vir ons, hy is vir ons 'n redder. So nou wil ek vir hierdie gedeelte, ek gaan nou hierdie Engelse deel van die Mary Did You Know voorlees vir jou. En ek wil net baie mooi luister na wat die woorde is. Wat het Maria regtig geweet? En dit was my so amazing om net hierdie woorde te hoor en te dink, weet jy wat, selfs sy kon dalk in daai oomblik nie besef het wie hy is nie. Wat sy in die lewe gebring. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Jesus het op water geloop. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Maria het geboorte geskenk aan die redder, sodat hy haar kan red. Sodat jy vanoggend gered kan wees. The sons and daughters. So powerful wat eintlik gebeur het. En soos ek sê, wat as sy nie besluit het om dit te doen nie? Wat as sy hardkoppig is soos van die vrouens wat ek ken kan wees? Amen. Ek moes dit net uitbring, sorry. Ons is lief vir julle. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little boy, you kiss the face of God. Ek kry so goosebumps. Dis hoe powerful hierdie song eintlik is. Om te dink dat Maria die perfekte vrou gekies is om Jesus in die wêreld te bring sodat ek en jy gered kan wees. Nou ek wil nie Rooms-Katoliek op myself trek volgende, want ek sê vir outomaties, ek is so bang die mense van vanoggend dink ek wil Rooms-Katoliek gaan. Dis nie waarheen ek wil gaan nie. Ek wil eintlik hê ons moet besef hoe belangrik daai keuse van Maria was in hierdie tyd sodat ons gered kan wees. Because if she did not decide to do that, sou ons dalk verloor gewees het. So eintlik moet ons haar net so, nie hoog ag nie, maar ons moet eintlik dankie wees vir haar. Weet, ons is baie maar, ek hoop lief vir jou ma. Kyk daai ma nou. Ons moet lief wees vir ons ouers, vir ons ma. Want sy het geboorte geskenk aan ons. Sy het vir ons lewe gegee. En ons moet dit waardeer. Dan wil ek hierdie stukkie. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding on is the great I am. Dis wie Jesus is. Dis wat Maria vir jou en vir my gedoen het. Sy het die seun van die Allerhoogste vir ons gegee, sodat ons gered kan word. So weet jy wat, jy is vanoggend op die regte plek. Jy is hier met 'n doel en 'n visie en 'n missie. Ek het vir julle Sondag wat verby is, die wat julle van wat jy was, ek gesê 2026 jy gaan besig wees met God. Ons het 'n paar dinge op pad. Ons het 'n 21 day challenge wat vroeg in Januarie gaan begin. Ons het 'n seminar in ek kan nie die datums onthou nie. Vroeg in Januarie. Ek gaan dit alles vir julle stuur. Weet jy wat? Dis tyd dat ons weet nie wanneer Jesus kom. Jesus kan môre kom, hy kan oor 'n jaar kom, hy kan oor 10 jaar kom, ons weet nie. Maar weet jy wat, ek wil hê ons moet op 'n plek kom dat ons gereed is as Jesus kom. Ons moet reg wees, ons moet nie net besig wees met dinge van God, ons moet Jesus leef. Ons moet vir mense wys hoe dit is om Jesus te dien. So dit is my visie vir 2026, dat ons Jesus gaan begin leef vir die mense. Elke dag van jou lewe gaan jy Jesus leef. So dit gaan 'n commitment van jou, die woord commitment. Ek hou nie van daai woord nie. Ja, jy gaan. Jesus was committed om deur sy lewe vir jou te gee. So nou moet ek en jy ons teruggee. Ons moet die pad saam met hom stap. Sal dit nie wonderlik wees as oralste waar ons gaan nie, en dit is hoekom dit so amazing is. Ons is almal verskillend. Ons het op verskillende plekke, ons kan op verskillende plekke 'n verskil maak. Pastor Wyk kan dalk waar hy is, so kan Debbie waar sy is, almal kan dit. Waar jy is, kan jy 'n verskil maak. Dan Sari, Dia, Lief, Roan, Charles, so kan ek aangaan. Ons moet beweeg waar Jesus is, sodat Jesus uit ons uitstaan. Jesus het die prys betaal vir jou en my. So ek dink net die minste wat ons kan doen, is om uit gratitude vir hom terug te wys wat hy gedoen het. Nou, gaan ek vir julle nog 'n stukkie lees. En hierdie is ook Maria. En ek wil eintlik hierdie by jou bring van haar geloof. Johannes 2, die bruilof in Kana. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hy het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat ek ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat deur die Jode by die reiniging gebruik is. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit ook bo vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die mens wakker word. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Nou hoekom vertel ek vir julle die water en wyn storie? Want eintlik wat ek julle wil vertel is dat Maria dink iewers ons besef het wie haar seun is. En sy het gesê, okay my seun, dis nou tyd dat jy begin. Jy kan opdrag, jy moes nou gekom om die wêreld te kom red. So kom verander hierdie situasie, wat onthou net, in daai tyd ook, 'n bruilof was 'n baie groot storie gewees. Dit was nie net 'n klein, dit was gewoonlik 'n lang fees en dit het 'n groot party geword as ek dit nou so kan sê. Maar dit het gegaan dat as hulle die verkeerde goed
of as die wyn opraak, wat gaan die party nou aan? En wat sê dit nou van die bruidegom, want hy moet nou voorsien. Maar eintlik nie dit nie. Maria het die geloof in haar seun gehad en geweet dat hy iets kan doen. So, terwyl hy nog wil terugpraat en iets sê, toe sê sy, doen net wat ek vir jou vra om te doen. En sy het gegaan. Of Jesus het begin, hy het vir hulle gesê, ek haal water uit die. En nou moet ek sê, ek weet nie of die ouens wat die water uitgeskep het, die geloof gehad het wat Maria gehad het. Want hulle weet, waar kom daai water uit? Of daai wyn, of wat ek dit ook al wil noem op daai stadium. By the faith of Mary, made it possible. En ek wil afsluit met dit, waar is jou geloof aan die einde van 2025? Het jy die geloof soos 'n Maria, om die water in wyn te laat verander? Het jy die geloof soos 'n Maria, om te weet, dat jou seun die redder is? Het jy die geloof om te weet, dat Jesus vir jou en vir my gesterf het? Weet jy dat Jesus gekom het vir jou en my? Weet jy dat ons gered is? Weet jy dat ons oorwinnaars is? Weet jy dat ons Jesus moet volg? Weet jy dat jy Jesus in 2026 eerste moet stel in jou lewe? Weet jy dat jy in 2026 Jesus die middelpunt van alle besluite in jou lewe moet maak? Weet jy dat Jesus die mees amazingste geskenk op aarde was, wat ek en jy kon ontvang het? Dit gaan nie oor die geskenk onder die boom. Dit gaan oor Jesus, wat vir jou en my gekom het. En ons geloof en ons moet so sterk wees, dat hy ons fokus moet wees. Daar is soveel goed, wat ons weghou van Jesus af. Daar is soveel goed wat jou sidetrack, dat jy nie by Jesus uitkom nie. Ek en Antoinette het juist daaroor gepraat in die afgelope week. En dit was actually gister. Toe sê ek, weet jy wat liefie, daar is soveel goed wat ons besig hou, dat ons vergeet om te leef. Dat ons vergeet om Jesus uit te leef vir die wêreld daar buite. Ons is net besig om besig te wees. En miskien is jy ook daar, so jy is so besig om besig te wees, dat jy vergeet het om nie besig te wees, sodat jy nie te besig is om besig te wees. As jy nou gevang het, wat ek vir gesê het. Ja, maar dis wat dit is. Jy is so besig om besig te wees, dat jy vergeet het om besig te wees met dit wat jy nie besig is, sodat jy kan besig wees. Ek weet of ek gaan so kan sê. Maar dit is wat ons doen. Ons is so met allerlei dinge. En ek weet ons moet lewe, en ek weet ons moet maar daar moet God moet 'n prioriteit wees. God moet jou fokus wees. En dit is basies wat ons met die 21 dae challenge ook gaan doen, want ek wil hê ons fokus moet weer by Jesus kom. Hulle sê ek het nou nog gesê, as jy 21 dae dieselfde ding oor en oor doen, dan breek jy 'n habit. So ons gaan hopelik met die 21 dae challenge van ons jou habit breek van om nie die Here te dien nie. En om nie te doop. Jy gaan 'n bietjie meer tyd saam met God spandeer, elke liewe dag. En so die pad stap. En so begin groei. Dis nou soos Juffrou Velmer wat hier sal sê. As ek nou vir haar sê, sy moet nou 'n vak gaan aanbied by die skool, maar sy het nie klou wat daarin aangaan nie. Hoe gaan sy vir die kinders vertel? Hoe gaan sy vir iemand iets leer?
Nou, hoe moet jy wat 'n kind van God is, vir iemand iets gaan leer as jy nie tyd spandeer saam met God nie? Jy kan maklik vir iemand vertel, Jesus is so groot en so amazing. But if you don't know the story behind it, hoe gaan jy vir iemand vertel? So mag jy in hierdie Kersseisoen, of Kerstyd waar ons is, ons gaan nou nagmaal gebruik, maar mag jy in hierdie tyd besef dat Jesus vir jou hier is. Mag jy besef dat Jesus gestuur is, sodat jy gered kan wees. Mag jy besef in hierdie tyd, dat net soos Mary, die vraag, of die vraag van Mary kan wees, Mary, did you know? Kan het wees, Petrus, did you know? What Jesus did for you? Weet jy wat hy vir jou gedoen? Weet jy wat 'n opoffering dit vir hom was? Maar hy was bereid om dit te doen. So mag jy vandag in hierdie Christusfeestyd net Jesus se liefde ervaar. Mag jy in hierdie Christusfeestyd van krag tot krag gaan. Mag jy die kinderlike opgewondenheid kry oor wat Jesus vir jou gedoen het en mag jy dit begin leef vir die wêreld daar buite. Dis wat ons nodig het. Mense wat leef wat Jesus gedoen het. So dit is paar keer in jou dag se take 'n besluit te maak wat die regte besluit is. Te dink wat ons sê, daai is baie moeilik. My vrou sê altyd, sy's Petrus wat ore afkap en dan wil sy regmaak. Ek dink ons almal is baie keer so. Jy dink nie voordat jy praat nie. Jy sê eers en dan dink jy. En dan voel jy nog skuldig daaroor. En dan mors ons tyd. Want ons is nie besig met Jesus. So ek gaan vra dat Edrich vir ons die Mary Did You Know liedjie speel. Ek gaan vir Pastor Dave vra my te kom help ons gaan nagmaal bedien. En wanneer jy vanoggend die broodjie en die sap vat, wil ek jy hiermee daaraan dink wat Jesus vir jou gedoen het in die tyd. Wat 'n groot geskenk jy eintlik ontvang het. En dat dit nie net iets is om ligtelik te gebruik vanoggend. Vanoggend wil ek vir jou sê dat wanneer jy nagmaal gebruik, is dit om te sê, Mary, did you know that Jesus sent his only son so that you can be saved? Ek en jy is gered. Ek en jy is oorwinnaars. En ek en jy het vanoggend nodig om by God stil te raak. Ons het, en dit is wat ek vanoggend van jou vra, weet jy wat? Raak net vir 'n oomblik stil by God. Weet, ons jaag na alles. Ek weet 'n paar van ons het gejaag, ek het van Walmarine afgekom vanoggend om hiernatoe te kom. Weet, julle kom ook van dit was 'n bietjie weg gewees. Maar ons is hier vanoggend. Net om 'n bietjie tyd saam met God te spandeer. Op die baie spesiale dag wat hy vir ons gegee het. So ek wil nie nou, waar ons hierdie lied gaan speel, Mary Did You Know, luister na sy woorde weer. Maar vat dit vandag, maak dit jou eie. En maak 'n keuse om aan die einde van 2025 te begin in 2026 op die beste manier te gaan begin ooit. Gaan rus as jy nodig het om te rus, sodat jy reg is vir 2026. Sodat jy kan doen wat God jou geroep het om te doen. Ek het met soveel mense die laaste paar weke gepraat, en al wat ek gehoor het is, kom ons sê dis moe. Ek kan nie meer nie. So ek wil vir jou sê, ek en jy kan kry ons krag en ons vreugde en ons blydskap by Jesus Christus. Ons kry dit wat ons nodig het uit Jesus se genade vir ons. So mag jy vanoggend op hierdie amazing dag wat Jesus gekom het en ons het celebrate, sy geboortedag celebrate.
mag jy kom dink aan wat hy vir jou gedoen het. En ons Vader, dankie dat jy gekom het, sodat ons gered kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan sit, om net vir dankie te sê vir elke seën, elke blessing wat jy aan dit kom. Here, dankie vir die genade en liefde elke dag oor ons lewe. Dankie vir elke dag wat ons opstaan en nog 'n geleentheid het om u evangelie boodskap uit te dra. Papa Vader, ek bid vandag dat u ons sal seën, dat u ons sal lei, dat u ons sal bewaar, dat u ons sal beskerm. En oor dit alles, Here, ek bid net vandag dat die vreugde en die vrede van Jesus in die tyd by ons elkeen sal wees en dat ons u sal ervaar in Jesus naam. Amen.